dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Groete in die mooie naam van onze koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Wat 'n wonderlike voorreg en 'n eer om weer vanoggend saam met julle te wees. Op Kruiskyk, prys die Here Jesus. Ek glo julle die afgelope paar programme geniet uit die woord uit. Ek dank die Here vir julle wat respond, vir julle wat uitreik vir gebed, prys die Here Jesus. Dis hoekom ons hier is om die naam van die Here groot te maak en om whatever gebedsversoek daar is wat u het. Die woord van die Here sê, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So in ander woorde, ons is hier om saam met u te bid vir daardie spesifieke situasie wat u mens sukkel. Ek dank die Here vir almal wat uitgereik het tot op hierdie uur toe. Ek glo dat die Here is besig om 'n groot werk aan die lewe te doen. Prys die Here Jesus. Ons gaan dadelik oor na die woord van die Here in die boek van Efesiërs 6. Efesiërs 6 vers 1. Die skrif sê, as jy kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. As jy en vaders moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering en opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens soos mens behaars nie, maar soos diensknegte van wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. En die Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van persoon is nie. Die Here seën sy voorgelees woord. Kom ons lê die oë geliefdes en bid ons saam. Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, Here, kom sê ons vir u dankie vir u genade. Dankie Here vir u krag. Dankie my God vir u liefde. Dankie my God, Here, dat u ons vanoggend weer wakker gemaak het. Dankie dat ons weer bevind in die kant van die lewendes. Vader, ons gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Want tot hiertoe my God het u ons gedra. Tot hiertoe, Here, was u vir ons 'n skild. Daarom sê die woord van die Here dat as u vir ons is, wie sal kan teen ons wees? Ons dank u, Here, vir die groot liefde wat u aan ons kom bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Vader, ek gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Here, want u het ons gekoop met u bloed, sê die woord, uit elke stam en taal en volk en nasie, en daarom kom sê ons vir u dankie. Ek bid my koning, Here, waarever die boodskap uitgesaai sal word, waarever die boodskap na geluister sal word, ek bid my God, Here, dat u die hart van die mens sal aanraak, my koning, Here. Bring ons in lyn met die woord, my God, Here. Here, ek bid my koning, Here, vir transformasie. Van die skrif sê word verander deur die vernuwing van julle gedagte. Ek bid my koning, Here, vir 'n mindset change in ons volk. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus en ons kom sê vir u dankie daarvoor met baie danksegging. Amen. Prys die Here Jesus. Die Bybel praat, geliefdes, in die boek van Efesiërs 6. Hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Dit is net reg vir 'n kind om sy ouers, veral in die Here. Kyk, daar is jou biologiese ouers en daar is jou ouers in die Here. Die man en die vrou van die Here wat uitgereik het tot jou, toe jy in die moras van sonde was, toe jy vasgevang was in dwelms, whatever die sonde was, whatever die ding was wat die duiwel gebruik het om jou mee te bind. Daardie twee persone, of daardie persoon wat die Here uitgestuur het, en wie se woord hierdie kettinge oor jou lewe gebreek het. Die woord van die Here sê, hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En dan sê die Bybel, hy sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Prys die Here Jesus Christus. Hy sê, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. So in ander woorde, as ek nie my vader en my moeder eer nie, sal dit nie met my goed gaan nie.
en my dae op aarde gaan verkort word. En daarom sien ons vandag, jong mense word begrawe voor hulle tyd. Ons kan spesifiek kyk in die plek waar ek kan bly. Ek het nou al gekyk oor die afgelope seker 6-7 jaar, waar ons meerderheid van die mense wat begrawe word, as jong mense. En die vraag is hoekom? Die vraag is hoekom? Is omdat ons eer nie, ons vader en ons moeders nie. Dit is een ding om iemand te respect, maar is iets anders om iemand te eer. En wanneer jy iemand eer, is wanneer jy dinge doen vir die persoon. Wanneer jy daardie persoon se woord, as die persoon jou iets gesê het, dan gaan jy en jy doen het. En jy doen het uit jou hart uit. Dis een ding om iemand te respect, maar is iets anders om iemand te eer. En die woord van die Here verplig ons as kinders. Hy sê eer jou vader en jou moeder. Want dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan. En dis die rede hoekom dit baie keer met ons as jong mense nie goed gaan nie. Hoekom? Want ons eer ons vader en ons moeder. Ons wil niks doen vir ons ouers nie. As hulle vir ons 'n woord gee, of as hulle vir ons 'n instruksie gee of iets gee om te doen, dan doen ons dit nie met 'n blymoedige hart nie. Ons doen dit nie omdat ons dit wil doen nie. Ons doen dit omdat ons dit moet doen. Maar die skrif sê, wanneer jy jou vader en jou moeder eer, wanneer jy vir jou ouers uit hulle pad uit gaan en dinge doen vir hulle, met 'n blymoedige hart, sê die woord van die Here. Die Bybel sê, dit is die eerste gebod, nie net 'n gebod nie, maar met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en sodat jy lang mag lewe op die aarde. Die Here wil hê jy moet vir jou tyd sterwe nie. Ek sê gewoonlik, dat is 'n rede hoekom die mense wat in die gemeenskap die mees verkeerde dinge doen. Ek sê, daar is miskien iemand wat besig is met dragsmokkeling, of iemand wat besig is met drankverkoop, of whatever het is, wat skaderig aan 'n gemeenskap. Dan dink jy, maar hoekom die persoon lewe lang? Maar as iets wat daardie persoon doen, is om sy vader en sy moeder te eer. En die Here is 'n waarmaker van sy woord. Prys die Here Jesus Christus. Wanneer jy jou vader en jou moeder eer, sal dit met jou goed gaan. En jy sal lang lewe op die aarde. Maar kom ons lees verder, geliefdes. Die woord van die Here sê verder. Hy sê, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Prys die Here Jesus Christus. Ek het gesien dat vandag se kinders, jy kan hulle nie meer tug nie. Jy kan hulle nie meer vermaan nie. Maar die skrif sê, voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Ek kan nog onthou, dat daar was in die kerk, was daar tug. Ek weet dat mense nou nog op tug gesit word nie. Maar daar was nog tug gewees in die kerk. Dat wanneer jy, maak 'n voorbeeld, dit is Kersfees, dit is jaar in, jy gaan drink, jy gaan lewe soos die wêreld lewe, jy kom weer terugkeer, jy word onder tug gesit, 9 maande onder tug. En die woord van die Here sê, hy sê, vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Vermaan ons nog ons kinders. Ek praat nou van, die woord van die Here praat die van, hy sê kinders eer, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. So ek praat nou van jou geestelike ouers. Ek praat van jou geestelike kinders. Ek praat nou nie van jou biologiese kinders nie, maar ek praat van jou geestelike kinders. Hulle wat jy groot gemaak het in die evangelie. Hulle wat die Here gebruik het om jou uit die moeras van sonde te gaan uithaal. Hulle wat se lewe die Here wie in jou ministry, in jou bediening gekonnek is. Ek praat spesifiek van hulle. Die Bybel sê, voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. En ons sien vandag baie keer kinders wil nie onder tug gesit word nie. En hulle wil nie gevermaan word. As jy vir die broer net sê, dienaar, jy kan nie so nie, of dienaar, ons moet so, dan sien jy nie meer die persoon nie. Want because ons is so onstandvastig geword, dat ons nie meer onder tug gesit kan word nie. Ons is so onstandvastig geword in die Here, dat ons nie meer gevermaan kan word nie. Jy kan nie meer iemand vermaan, dan is die persoon kwaad, en die persoon gaan soek 'n ander kerk. En dis een van die redes hoekom mense spring van kerk tot kerk, want hulle kan nie
reg gesê word nie. Hulle kan nie reg gehelp word nie. Dit is net tot jou eie voordeel dat jy onder toegesot word wanneer jy geleef het soos die wêreld lewe en jy weet jy's 'n man van God. Jy weet jy het 'n verantwoordelikheid in die kerk. As ek sê as iemand 'n responsibility het in die bediening, kan jy kan nie gesoek word nie. Ons kan nie 'n herder soek nie. Die skape word gesoek, nie die herder nie. Die herder moet weet om in die huis van die Here te wees. Die herder moet weet om op sy pos te wees. Die herder moet weet sy verantwoordelikheid is sy responsibility. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here sê verder. Hy sê diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordien soos mensbehaars nie, maar soos diensknegte wat die wil van God van harte doen. Die skrif sê so, hy sê diensknegte. Ek wil nou spesifiek praat, as hy praat van diensknegte, dan praat hy van werkers, praat van employees, mense wat aangestel is by 'n company of 'n firma om 'n sekere taak te verrig. Jy's 'n diensknegt, jy's 'n werker. In die bediening, as jy aangestel is om 'n spesifieke werk te doen, as jy 'n diensknegt, jy's 'n werker. Prys die Here Jesus. Hy sê, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here, aan julle eienaars, na die vlees. Hy praat spesifiek van mense wat vir 'n spesifieke, wat vir 'n company werk. Hy sê eienaars na die vlees. Hy sê met vrees en bewering in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. So in ander woorde, om die Here te dien, is nie net om Sondag kerk te kom. Maar die Here word selfs gedien by jou werksplek. Die Here se oë is op jou, ewen by jou werksplek, die Here se oë is op jou. Want soos jou daaglikse taak verrig by jou werk, sê die woord van die Here, hy sê in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. So in ander woorde, wanneer ek optrek na my werksplek, moet ek weet dat die oë van die Here is gerig op my, en wat ek doen by die werk, moet ek doen soos ek het vir die Here doen. In opregtheid, nie met oordienste, sê die woord van die Here. Die Bybel sê in opregtheid van julle hart, nie met oordienste nie. Oordienst is, jy werk net wanneer die mense jou kyk. Jy werk net wanneer jy in die teenwoordigheid is van die eienaars. Jy kry mos daar die spesifieke mense by die werksplek. Hulle werk net wanneer die supervisors of die managers rondom hulle is. Maar die moment as hulle alleen is, dan doen hulle niks. Maar die skrif sê, kind van God, hy sê, nie met oordienst soos mensbehaars. Hy sê, jy moet nie net dinge doen om mense tevrede stel, maar jy moet werk omdat jy weet dat die oë van die Here is gerig op jou. Jy moet dit doen asof jy dit vir die Here doen, want because why? Dis deel van jou as kind van God, wanneer jy die Here dien, dis deel as jou diens wat jy verrig vir die Here. Die werk wat jy is nie net dat jy werk vir die company en jy werk vir die supervisor of vir die manager, nee, jy is nie daar vir 'n salaris nie, maar jy is daar, prys die Here Jesus, om God te verteenwoordig. Jy is daar om die naam van die Here groot te maak. Jy is daar, prys die Here Jesus Christus, om die wil van God te verrig. En miskien deur jou gehoorsaamheid aan die wat oor jou aangestel is. Die woord van die Here sê, hy sê die Here na die vlees. Hy sê die Here na die vlees. Hy sê diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees. Die rede hoekom die Here jou daar geplaas het, is omdat die Here wil homself openbaar aan daardie spesifieke mense, deur jou gesindheid, deur jou optrede, deur die manier hoe jy opkom, deur die manier hoe jy jou werk ernstig vat, deur die manier, prys die Here Jesus, hoe jy elke dag in die werk is. En daarom, prys die Here Jesus, kan die Here mense se harte oorwin. Die Here kan deurdring tot die management se harte, as gevolg van jou gesindheid as kind van God, in daardie plek, daardie environment, daar wat jy werk. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig, wat jy doen, doen het asof jy dit vir die Here doen. Whether of jy by die kerk is, whether of jy by die werk is, whatever jy is, whatever daar van jou afgeverwag word om 'n taak te verrig, doen het asof jy dit vir die Here doen. Hy sê, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Karabasato. Hy sê, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. So in ander woorde,
Jou taak wat jy verrig by die werk is deel van jou diens wat jy aan God verrig. Want because hy die oë van die Here is op jou. En dis waar die Here, en dis sommige keer hoe die Here guns aan jou gaan bewys. Die rede hoekom sommige keer die Here nie guns aan jou kan bewys nie, is omdat jy nog nie so gedien, dat deur jou dien God die hart van die persoon kan aanraak, wat oor jou aangestel is. Prys die Here Jesus Christus. Want dis een van die maniere hoe die Here jou gaan promote, hoe die Here jou gaan oplig, deur jou diens wat jy gaan verrig. En omdat jy dit doen, soos jy dit vir die Here doen, word mense se harte, die persone wat oor jou aangestel is, God kan nou hulle harte aanraak, die Here kan hulle harte aanraak, deur jou diens, deur die manier hoe jy beweeg, want because nou mense kykie vir ons, hulle lees nie die woord van die Here nie, mense lees ons lewe, mense lees die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons optrek na die huis van die Here, die manier, prys die Here Jesus, hoe ons optree by ons werksplekke, waarever ons werk. En dan sê die skrif, in vers 8, hy sê, omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang. So in ander woorde, die goeie wat ek doen by die werksplek, dit is die Here wat my gaan promote. Dit is die Here wat jou gepromote het. As jy 'n promotion, as jy 'n kind van God is, en jy het 'n promotion gekry by die werk, weet versekerlik, dat jy het, die Here het jou gepromote. Dit was nie 'n mens gewees nie, dit was die Here. Even though die Here mense gebruik om jou te promote, maar dit was nie 'n mens nie. Prys die Here Jesus Christus. Van die skrif sê, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang. Of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. Ek wil u vandag bemoedig, kind van God, waarever u werk, whatever u taak is wat u moet verrig, doen dit asof u dit vir die Here doen. Want die oë van die Here is gerig op u. En die Here het jou in daardie plek geplaas, want God wil iemand se siel red binne in daardie plek. Die Here wil deurdring tot die management se hart. Maar hoe gaan die Here dit doen? Die Here gaan dit doen deur u handel en deur u wandel. Deur die manier hoe u weer ernstig opvat. Deur die manier hoe u gesindheid is onder u kollegas. Deur die manier, prys die Here Jesus Christus, hoe u gaan wees waarever u werk. Die Here gaan u verhoog, maar jy gaan moet doen asof jy dit vir die Here doen. Prys die Here Jesus Christus. En dan sê die woord van die Here, hy praat nou hier met die eienaars, hy praat met die werkers, hy praat met die management. Hy sê, en Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van persoon is nie. Hy sê, Here, eienaars, doen dieselfde teenoor die werkers, en laat staan die dreigemente. Van dis mos die ding wanneer die Here ons 'n maatskappy gegee het, en ek het nou my eie company, die Here het my opgerig, as 'n man van die Here, vrou van die Here, en ek het werkers saam met my. En daarom sê die Here in sy woord, hy sê, eienaars, hy sê, Here, doen dieselfde teenoor jou werkers, en laat staan die dreigemente. Want dis die eerste ding wanneer jy sien mense doen nie wat hulle moet doen nie, dan word hulle gedreig. Hulle word gedreig by hulle werksplekke. Maar die skrif sê, hy sê, eienaars, hy sê, Here, laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom, by die Here, geen aanneming van persoon is nie. Die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Die Here kyk nie by die gesiggie. Prys die Here Jesus Christus. Die Here kyk nie by die gesiggie. God is not a respecter of person, but he is a respecter of principle. He is not a respecter of person, but he is a respecter of principle. Prys die Here Jesus Christus. En daarom wil ek julle vandag bemoedig, kind van die Here, of jy 'n werker is, of jy 'n eienaar is, of jy in die management team is, laat die woord van die Here sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Jy hoef nie vriende te wees met almal nie, maar laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En doen wat jy doen, waarever jy dit doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Van because die oë van die Here is op jou, en die skrif sê, dat ons weet dat ons loon van die Here gaan ontvang. Die Here gaan jou promote, die Here gaan jou oplig,
Dis die Here wat jou gesien het, prys die Here Jesus Christus. En daarom wil ek u even bemoedig, dat as die Here jou gesien het, as die Here jou opgelig het, weet versekerlik om die Here te eer. Die woord van die Here sê, hy sê, vereer die Here met die eerstelinge van jou inkomste. Whatever as die rede hoekom ons tiendes gee, is nie omdat ons gesien wil word nie, maar ons gee dit omdat die Here ons gesien het. Dit is 'n teken van dankbaarheid. Dit is 'n teken dat die Here ons gesien het, prys die Here Jesus. Dit is 'n teken dat God ons opgelig, en daarom bring ons tiende deel na die huis van die Here toe, want dit is 'n teken, God het ons gesien, God het ons gepromoot, prys die Here Jesus Christus. En dit is wat ons kan doen vandag, kind van God. Doen whatever jy doen, waarever jy werk, waarever jy aangestel is, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Trek op met die woord van die Here sê, hy sê julle moet afslaan op julle voetstap, hoe julle optrek na die huis van die Here. En ek wil sê, moenie net afslaan hoe jy optrek na die huis van die Here nie, maar slaan af hoe jy optrek na jou werksplek. Want because why, dis deel van jou diens wat jy aan die Here verrig. En dis waar God jou gaan sien, dis waar God jou gaan promote, dis waar die Here, prys die Here Jesus Christus, miskien jou finansiële deurbraak het, jy bid nou al miskien al vir hoe lang, Here, ek het 'n finansiële deurbraak nodig, maar dis die plek, prys die Here Jesus, waar God jou gaan oplig. En daarom wil ek u vandag bemoedig, kind van God, wees sterk, wees volmoed, doen whatever u doen dit asof u dit vir die Here doen. Moenie mense by die gesig kyk nie. Moenie omdat wanneer jy sien iemand lyk mooi, dan trek jy die persoon beter as die ander persoon nie. Nee, maar wees dieselfde, prys die Here Jesus Christus. En daarom wil ek vir u gebed doen dat die Here u moet help, dat die Here u moet bekragtig en dat die Here u moet versterk op die pad van die Here, prys die Here Jesus Christus. Want whatever ons doen, ons moet dit doen asof ons dit vir die Here doen. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Geliefdes, voor ek gaan bid, die WhatsApp nommer is op die skerm. U het 'n gebed versoek. Whatever dit is, stuur dit deur op die WhatsApp. Ek kry dit persoonlik. En ons het 'n span wat bid vir julle. Prys die Here Jesus. En ons gaan bid vir daardie versoeke. Ek dank die Here vir die mense wat nou al uitgereik het tot ons, om vir ons te sê van die versoeke, prys die Here Jesus Christus. Ek wil spesifieke name noem van die mense. Daar is Bro Given, daar is Saida, daar is van die Perel, daar is Chris. Hy het gesê ek moet bid vir sy seun Zaan, en ons bid vir julle. Weet versekerlik dat ons bid vir julle, dat die Here u moet help. Prys die Here Jesus. Ek dank die Here vir Kruiskyk. Ek dank die Here vir die werk wat hulle doen, van because wat deur hulle kan ons baie mense bereik. Prys die Here Jesus. Daar's mense wat in moedverlose vlakte is, wat na hierdie uitsendings luister, en dit gee hulle weer moed, dit gee hulle weer krag om aan te gaan. Kom ons sluit die oë, geliefdes. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons vir u baie dankie, my God, Here, vir u woord wat gebedien was. Ek bid, Vader, in Jesus naam, Here, daar wat die woord na geluister word, ek bid dat die iemand sal sien, ek bid dat die iemand bekragtig, ek bid dat u volk versterk, my koning. Ek bid, my God, Here, vir elke versoek, Here, wat deurgekom het. Ek bid, my koning, Here, dat u sal intree, dat u 'n change sal bring, my koning, Here, binne ons omstandighede. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid, my koning, Here, vir die broer wat gevra het, Here, hy wil die Here dien. Here, hy het 'n begeerte, my koning. Here, ek bid vir sy woning, ek bid vir sy huise, vir sy kinders. Ek bid dat u met hulle sal wees, dat u in elke behoefte sal voorsien. Here, daar is 'n suster, my koning, Here, wat van 2024 af gematrikuleer het, my koning, maar nog steeds by die huis is. Ek bid, Gees van die waarheid, Here, as jy het uitgereik na my toe nie, my koning, maar as jy het uitgereik na u toe. En daarom vra ek in die naam van Jesus, Hemelse Vader, om te voorsien in daardie behoefte. Here, maak u hand aan hulle openbare. Here, maak u self aan hulle bekende, sodat hulle kan sien dat u is die ware God en u is 'n waarmaker van die woord. Ons kom sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Here seën u, kind van God. Wees sterk en volmoed, en kom ons behou die gesindheid. Tot 'n volgende geleentheid. Shalom. Die Here seën. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.